Vader, dankie vir u woord, Here, en dankie dat u woord 'n ewige woord is. Dankie dat u woord gestuur het, Here, om verandering te bring. Dankie dat u woord u self is. En Vader, dankie dat ons vanoggend ons harte kan oopstel en van u kan ontvang, deurdat ons hoor wat op u gedagte is, Here, en dat ons ook kan doen. In Jesus naam, amen. Ek wil vanoggend praat oor God het 'n deurbraak vir jou in gedagte. Nou voordat jy 'n deurbraak kan beleef, moet jy seker 'n hindernis beleef of 'n obstakel. Ons sê mos altyd daar's 'n groot klip in my pad. Hier's 'n berg voor my. En daai goeters is goeters wat nie altyd baie lekker is in die lewe nie. Ons kan dit 'n klip noem. Ons kan dit 'n berg noem. Ons kan dit 'n obstakel noem. Of ons kan dalk op 'n plek kom waar ek en jy sê ek het 'n uitdaging voor my. 'n Uitdaging klink vir my 'n bietjie na iets anders. 'n klip, 'n berg, 'n obstakel klink vir my soos iets wat my wil stop. Maar 'n uitdaging klink vir my soos iets wat ek moet oorkom. Presies dieselfde ding, dalk net 'n ander bewoording rondom dit. En ek dink, wanneer die Here vir my en vir jou 'n deurbraak wil gee, beleef ek en jy presies dieselfde. Ons gaan van moedeloos, hopeloos, na hoopvol en volmoed in die breekdeel van 'n sekonde. Ons gaan van so na so, hy smal wat so is, na smal wat so is, so. Die trane is dalk dieselfde, trane van hartseer en trane van blydskap. Ek dink ons as Christene is naïef om te dink dat wanneer ek en jy die Here volg, dat ons geen hindernisse sal hê wat ons moet oorkom nie. Dat ons op 'n plek is waar ons nie uitdagings sal hê nie, waar ons op 'n plek is waar ons nie 'n klip in ons pad sal hê nie, waar ons op 'n plek is waar daar nie 'n berg voor ons sal kom nie. En as ek net kyk na Israel, daar was 'n beloofde land gewees, en toe hulle in daai beloofde land kom, toe is die hindernis daar, Jerigo. Hierdie versterkte stad met hierdie hoë mure, ander kant jou woestyn, ander kant jou hindernis, ander kant jou dit wat sleg is daar altyd 'n beloofde land, maar binne in die beloofde land is daar altyd versterkte stede. En ek en jy kan na hierdie goeters vanuit twee perspektiewe kyk. Die eerste perspektief is wanneer ons sê daar's 'n berg voor ons, 'n hindernis voor ons, 'n klip in ons pad. Kan ons dit kyk na iets wat ons wil weerhou van vooruitgang. Met ander woorde, ons ervaar dit as iets wat ons wil stop. En die duiwel hou daarvan om hindernisse aan ons pad te plaas, want dit maak ons moedeloos. Wanneer ons op die plek van moedeloosheid is, dan kom ons op die plek van moedverloor se vlakte. Daar is mos so 'n ding soos moedverloor se vlakte. En dan kom ons op die plek waar ons moed opgee, en dan kom ons op die plek waar ons net plain hopeloos is. Dis die duiwel se plan met my en met jou. En ons is baie keer op 'n plek waar ons dink, dis dalk 'n norm. Of ons kan na daai selfde probleem kyk, as, hier's hierdie ding in my pad, maar hierdie ding is in my pad om my geloof te versterk. Hierdie ding is in my pad om God beter te leer ken. Die ding is in my pad, waar die Here my wil sterk maak. Santa, jy het 'n oulike versie, jy ken hom uit jou kop uit, dis soos Jan Pierewiet wat ek geken het. Sê vir my net gou daai versietjie wat die Here, dis jou slogan, wat is hy nou alweer? Fear not. Jesaja 41 vers 10. Fear not. Fear not? There is nothing to fear.
There's nothing to fear, for I am your God. for I am your God. I will strengthen you and harden you I will strengthen you and harden you to difficulties. through difficulties. Dis die deel wat ons nie wil hoor nie. Ek het nou gedag, hy gaan ons harden en strengthen deur roomys en marshmallows. Ja, en hy vat dit ook uit ons pad uit nie. Santa sê, hy vat niks uit jou pad uit, hy vat jou oor dit, of deur dit, of om dit. Fear not. As jy 'n difficulty het, of 'n moeilikheid het, asseblief, ek wil jou raad gee vanoggend, bly net van haar af weg. Want dit is die versie wat sy vir jou quote, en dis die laaste versie wat ek wil hoor. Wanneer daar so ding in my pad is, wil ek hoor, weet jy wat, môreoggend as jy wakker word, is hy weg, en ja, ek wil net hy hoor nie, dan is dit nog waaragtig Engels ook. Goed, hoor wat sê Psalm 18 vers 30. Psalm 18 vers 30 sê die Here vanoggend vir jou, hy sê, want met u loop ek 'n bende storm, en met my God spring ek oor 'n muur. Romeine 8:31, wat sal ons van al hierdie dinge sê, as God vir ons is, wie kan teen ons wees? Vers 35 sê, wie sal ons skei van die liefde van Christus, verdrukking of benoudheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of swaard? Filippense 4 vers 13, ek is tot alles in staat, deur Christus wat my die krag gee. Miskien moet ons daai versies bietjie, en daar's nog baie, bietjie neerskryf, en hulle bietjie elke dag lees, want dit is belangrik om hulle te lees, want geloof kom deur die woord en die aanhoor van die woord. En jy sal nou verstaan hoekom ek dit so sê. Wat ek jou kan bemoedig, aan die ander kant van elke wildernis, is 'n beloofde land. Dit gaan nie vir ewig aanhou nie. Maar hier is die belangrike ding. En dit is dat toe Israel nou die 12 verspieders gestuur het in die beloofde land in, het net 2 teruggekom met 'n positiewe belydenis. Net 2. 10 met 'n negatiewe belydenis. Net 2. 2 het met goddelike oë gekyk. 10 met wat het hulle gekyk? Met logika. Met logika. Met logika. Ander maak vir my sulke groot oë. As ek my sulke groot oog maak, dan moet ek weet, ek het myself nou raak gepreek. Logika. Kyk, daar is niks wat my meer kan frustreer as mense wat nie logies is nie. En ek is getroud met iemand wat logies is en wat glad nie logies is nie. Glad nie. En baie keer is logika my en jou se grootste hindernis in die lewe, wat ek en jy moet oorkom. So, wat jy na kyk en hoe jy kyk, beïnvloed jou. Ons vat net vir Petrus. Petrus het uit die bootjie geklim. Hy het 'n keuse gehad om na God te kyk of na die storm te kyk. Hy kon gekyk het met goddelike oë of hy kon gekyk het met logika. En dit het 'n invloed gehad op Petrus. En God roep my en jou om ons oë op hom gefestig te hou. God sal nooit vir my en vir jou iets sê en ons nie in staat stel om dit te doen nie. Daarom is dit belangrik dat ek en jy sal hoor wat God sê. 2 Korinte 2:14 sê, maar God sy dank wat ons altyd laat triomfeer in Christus Jesus. Nie soms nie, altyd. Altyd laat triomfeer. In die aangesig van jou klip, in die aangesig van jou hindernis, in die aangesig van jou berg, in die aangesig van jou uitdaging, obstakel. Hoe kyk jy daarna? So, wat is die sleutel vir ons deurbraak? Jy kan saam met my blaai, ek wil 'n paar verse lees in 2 Samuel 5, waar die Here vir ons 'n sleutel vir deurbraak gee. Kom ons blaai so intoe, dan lees ons daar. Sleutel vir deurbraak. Sleutel vir deurbraak. 2 Samuel 5 vanaf vers 17. Daar staan die volgende. Het gaat oor Dawid en die Filistyne. Vers 17 sê, toe die Filistyne hoor dat Dawid as koning gesalf was,
het al die Filistyne opgetrek om Dawid te soek. Luister hierso, hier's tipologie in die skrif. Toe die duiwel hoor dat jy as koning gesalf is, toe jy koning geword het, toe jy jou hart vir die Here gegee het en 'n koningskind geword het, toe het hulle opgetrek om jou te soek. Maar Dawid het gehoor en afgetrek na die bergvesting. Bergvesting is vir my soos 'n plek van veiligheid. Vers 18. En die Filistyne het gekom en hulle versprei in die dal Refaim. Nou Refaim, party vertaling sê, dit word genoem, jy kan dit gaan lees, hulle het afgetrek in die spooklaagte in, maar Refaim beteken ook die plek van die reëse, plek van die reëse. Nou, in my en jou lewe is daar baie goed wat by ons spook. En 'n spook lyk altyd groter en erger as wat hy regtig waar is. En baie keer sien ons hierdie klippe, berge, uitdagings, obstacles, omdat ons so kwaai daarop fokus, raak hulle so groot, want ons bou hulle in ons gedagtes, dat hierdie goeters by ons 24/7 spook. Plek van die reëse, vers 19, toe het Dawid die Here geraadpleeg en gesê, sal ek optrek teen die Filistyne, sal u hulle my hand gee, en die Here het aan Dawid gesê, trek op, want ek sal die Filistyne verseker in jou hand gee. Daarop het Dawid na Baal Perasim gegaan, en Dawid het hulle daar verslaan en gesê, die Here het voor my heen deur my vyande gebreek, soos water deurbreek. Daarom het hy die plek Baal Perasim genoem. Die woord Baal Perasim beteken die Here wat vir my deurbreek. Vers 21, en hulle het hulle afgode daar agtergelaat, en Dawid en sy manskappe het dit saamgeneem. 'n Ander vertaling sê, Dawid en sy manskappe het dit verbrand. Vers 22, maar die Filistyne het nog weer opgetrek, en hulle in die dal Refaim versprei. Toe raadpleeg Dawid die Here weer, en hy sê, jy moenie optrek nie, trek agter hulle om, en val hulle aan vlak voor die balsambosse. En as jy die geruis van die voetstappe in die toppe van die balsambosse hoor, moet jy gou maak, want dan het die Here voor jou uitgetrek, om die leer van die Filistyne te verslaan. En Dawid het gedoen, net soos die Here hom beveel het, en hy het die Filistyne verslaan van Gibeon af, tot naby Geser. So, ons praat hier so sleutels vir 'n deurbraak. Sleutels vir 'n deurbraak. Die heel eerste ene wat ons hier raak lees in hierdie gedeelte is, wat baie belangrik is raadpleeg God. Dawid het God geraadpleeg. En wanneer jy hierdie gedeelte lees, dan kom jy agter, hy het God geraadpleeg. Toe was daar 'n oorwinning. Toe draai hierdie Filistyne om, en hulle wil hom weer aanval. Toe sê Dawid, wag nou, ek het die resep. Ek gaan hulle weer aanval, soos ek al aangeval het. Dis nie wat Dawid gedoen het nie. Dawid het weer die Here geraadpleeg. Toe sê die Here vir hom, nee wag, gaan agter hulle om, gaan lê tussen die besembosse, en as jy die voetspore hoor van soldate, val hulle dan aan, want dan weet jy, ek het voor jou uitgetrek en ek het hulle verslaan. So, die Here verwag van my en van jou, om in elke situasie, hom te raadpleeg. Want elke klip in my en jou pad, verskil. Alhoewel die effek daarvan dalk dieselfde is, dit wil ons stop, dit wil ons moedeloos maak, sê die Here, vir elke situasie het ek 'n ander oplossing. So, dit is die eerste en die belangrike ding, wat ons uit hierdie gedeelte kan vir ons vat, is dat ek en jy God moet raadpleeg. Hoe raadpleeg ons God? Ek en jy raadpleeg God, deurdat ek en jy in gebed en in nederigheid na hom toe gaan, en vir die Here sê, weet jy wat Here, hier is hierdie ding voor my, ek het nie die wysheid nie, maar alle wysheid behoort aan U. Hoe gaan ek hierdie probleem oorkom? Nou, terwyl ek voorberei, toe ervaar ek die volgende in my hart. Die krag van gebed lê nie in dit wat jy sê nie. Ek wil dit weer sê. Die krag van gebed lê nie in dit wat jy sê nie. Die krag van gebed lê nie noodwendig in dit wat jy bid nie. Die krag van gebed lê in die feit dat jy weet met wie jy praat. Die boere het 'n lekker Afrikaanse spreekwoord, wanneer kinders bietjie met ons praat, oom Lampie, dan sê oom van daai 4 seuns van hom, hoor hierso, weet jy met wie praat jy? Jy praat nie so met my nie. Julle weet waarvan ek praat?
Weet jy met wie praat jy? Die krag van gebed lê in die feit dat ek en jy sal weet met wie ons praat. Ons praat met God waarvoor geen obstakel onmoontlik is nie. Hy het 'n oplossing vir alles. En as ons weet en ons praat met die alwyse God, as ons weet ons praat met iemand wat 'n deurbraak in elke situasie kan bewerk, dan kan ek en jy op die plek kom waar ons sê, weet jy wat, ons het 'n verwagting. En maak nie saak hoe kom ons woorde uit nie. Die Here hoor ons hart. En ons kan met 'n vrymoedigheid met God praat. Dawid het God altyd geraadpleeg. En God het vir hom gesê, ek sal jou sekerlik die oorwinning gee. Ek en jy is oorwinnaars. Ons kan oorwin in elke situasie, omdat Jesus in elke situasie oorwin het. Nou wanneer ons hierdie ding deurlees, die skrif sê, God het vir Dawid deurgebreek soos water. Nou die Heilige Gees word ons baie keer in die Bybel of voorgestel deur water of voorgestel deur wind. Nou, kyk, water soek die kleinste krakie wat daar is. Veral as jy 'n platdak het, dan gaan hy daar deur. Water het nie 'n groot gat nodig om deur te gaan, om jou sitkamer se mat of teëls nat te maak nie, of jou bed nie. Hy soek die kleinste krakie wat daar is, en water gaan deur, wind gaan deur. En al wat God soek in my en jou lewe, is 'n krakie van geloof. 'n klein krakie waardeur geloof kan werk om dit wat in my en jou pad staan te verwyder. As jy 'n damwal het en daar's 'n kraak in die damwal en die water syfer deur daai kraak, moet jy maar so lank vir die ouens aan die onderkant van die damwal sê julle moet ontruim. En hulle kan na die kraakie in die damwal kom kyk. Luister hierso, die dam se wal gaan breek. En God roep my en jou om 'n haarkraak van geloof in ons lewe te hê en ons vertroue in hom te stel om my en jou situasie te verander, om op 'n plek te kom waar hy vir ons kan deurbreek. Die tweede ding wat ek hier gelees het, is die Filistyne het hulle afgode agtergelaat. 'n Afgod kan baie keer 'n baie groot obstakel in my en jou lewe wees. Want 'n afgod kan homself nie dra nie, jy moet die afgod dra. 'n Afgod is dood. En daai afgod moet jy saam met jou dra. En die Filistyne het hulle afgode gelos. En daar's baie voorbeelde in die skrif waar mense, waar die skrif sê, mense het hulle bekeer van hulle afgode af en die Here begin dien. God vereis van my en van jou om ons hart onverdeeld op hom te sit. God hou nie van afgode in ons lewe nie. Wat doen 'n afgod in my en jou lewe? Die Afrikaanse taal is baie mooi. Afgod. Afgod. 'n Afgod hou jou oë af van God af. En God wil hê dat my en jou hart, my en jou oë onverdeeld op God gerig is. Dat ons na hom moet kyk en die verwagting van hom sal hê, dat hy die een is wat vir ons sal deurbreek. Ons moet ons afgode los, maar hier is die belangrike ding, ons moet ons afgode verbrand. Hoekom moes hierdie afgode verbrand word? Hoekom het Dawid hulle die afgode van die Filistyne gaan verbrand? Hoekom? Want ons almal hou van souvenirs. Ons hou van 'n souvenir. Wat is 'n souvenir in Afrikaans? Weet nie wat dit nie. Hè? Ons hou van souvenirs. Ons wil hierdie afgoedjies in ons lewe weer gaan optel en as 'n souvenir saam met ons vat. Toe Dawid vir Goliat verslaan het hy die opdrag gegee dat daar was nog 4 reëse, as jy die skrif gaan lees, wat ook verslaan moes geword het deur Israel. Luister hierso, as ek en jy nie hierdie reëse in ons lewe verslaan nie, as ek en jy nie met hierdie afgode in ons lewe deel nie, dan kom hulle terug om ons weer aan te val en om ons weer te probeer vernietig. Ek en jy kan nie halfhartig deel met dit wat ons oë van God afval nie. Wat jy nie doodmaak nie, gaan later weer terugkom na jou om jou te wil doodmaak.
Die derde ding is, daar is nie 'n resep nie. Daar is nie 'n resep nie. Ek en jy moet in elke situasie die Here raadpleeg. Daar is nie 'n resep nie. Elke situasie verskil. My situasie verskil van jou situasie. En die Here wil graag hê dat ons hom in alles sal ken. Hy sê die tweede keer vir Dawid, hy sê, gaan lê tussen die balsembosse. En as jy die voetstappe hoor van soldate, dan moet jy weet, die oorwinning is behaal en die Here sal voor jou uittrek. Luister hierso, hoekom is hierdie belangrik om te weet dat God het voor jou uitgetrek? Die Here is die een wat jou obstakel verwyder. Die Here is die een wat jou hindernis verwyder. Die Here is die een wat jou weer gelyk wil maak. Ek en jy kan dit nie doen nie. Hy is die een wat dit doen. En ons moet dit besef, sodat ons op die plek kan wees waar ons God altyd die eer sal gee, vir alles wat hy in my en jou lewe doen. En ons kom baie keer so maklik op 'n plek, waar ons die eer vir ons vat, en waar ons dink ons staan, en dan sê die skrif, wanneer jy dink jy staan, as jy baie na in jou val. God wil altyd die eer in elke situasie kry. Ek en jy kan nie iets aanpak en vir die Here sê, om ons te volg nie. Ons is die een wat hom moet volg. Ons is die een wat hom moet volg. Here, hoe wil u my lei? En al hierdie goeders gaan oor afhanklikheid. Dit is waaroor dit gaan. God wil graag hê, ons moet van hom afhanklik wees. God wil graag hê, dat wanneer daar 'n obstakel in my en jou pad is, dat ons afhanklik sal wees, en dat ons hulp van die Here sal verwag. Dat ons nie in eie krag hierdie goeders sal aanpak nie. Want wanneer ons dit in eie krag doen, het ons eintlik die afgod in ons lewe geword. Die I, me, nie my. En die Here wil hê, dat ons van hom afhanklik sal wees. Dan die laaste, is dat ek en jy moet op 'n plek kom in ons lewe, waar ons woorde in lyn bring met goddelike gedagtes. Kom ek skryf dit hier neer. Ons woorde moet in lyn kom met God se woorde. Want dit wek 'n geloof in ons hart. Dit wek 'n geloof in ons hart. En die Here sê, met die hart glo ons tot geregtigheid, met die mond bely ons. Die skrif sê, dit wat ons van gehoor het, wat die Here gesê het, dit spreek ons. Daar's talle skrifte in die Bybel, waar die Here vir ons sê, weet jy wat, spreek wat ek spreek. Wat sê ek vir jou om te doen, en doen dit. Praat dit, spreek dit, wat die hart van vol is, loop die mond van oor. En dit is wat die Here van my en vir jou verwag, want God het geskep deur sy woord. Dit is hoekom daar ook 'n vers in die Bybel is wat sê, praat met jou berg. As jy vir hierdie berg sê, hef jou op, werp jou in die see, en nie twyfel in wat jy sê nie, sal jy kry net wat jy sê. So ek en jy moet ons lippe plaas aan die kant van dit wat God sê. Dit is die 4 goeders wat belangrik is vir die Here. So ek wil hê met jou oë vanoggend net 'n bietjie toemaak. En dalk net vir jouself vra, wat is dit wat op hierdie stadium vir jou moedeloos maak? Wat is dit wat 'n klip is? Wat is dit wat jou wil op 'n plek wil bring van moed opgee? Wat is dit wat 'n berg in jou pad is? Wat is die Jerigo in jou lewe? En wanneer jy dit identifiseer, net vir jouself vra, sien jy Jerigo of sien jy die Here? Sien jy die Here of sien jy die storm? Dit beteken nie dat die storm nie daar is nie. Dit beteken nie dat die golwe nie daar is nie. Maar God is 'n groter realiteit as die storm. Wat beleef jy? Sien jy hierdie ding wat in jou lewe is as 'n uitdaging waarin jy jou geloof gaan groei, waarin jy opnuut jou vertroue in die Here kan plaas en vir die Here kan sê, Here, my hart is onverdeeld op U gerig, omdat 2 Kronieke sê, U gaan my kragtig ondersteun, omdat my hart op U onverdeeld gerig is. En dat ek en jy net 'n ander perspektief sal kry van dit wat ek en jy nou beleef in ons lewe.
Dit kan vrees wees, dit kan jou huwelik wees, dit kan jou kinders wees, dit kan finansies wees, dit kan enigiets wees, elke ou se 'n verskil. Maar dat ek en jy net 'n ander perspektief sal kry op dit wat in ons pad is, rondom dit. En dat ons dan ook op 'n plek sal kom waar ons sê, Here, wat sê U vir my van hierdie ding? Wat moet ek doen? Hoe moet ek aanpas? Dalk deur dit wat ek sê, sodat U vir my 'n deurbraak kan bewerkstellig. Want U is die God wat vir my wil deurbreek. U is die God wat vir my die verandering wil bring in hierdie situasie. So kom ons sluit ons oë en dan praat ons net met die Here rondom dit. Here, U ken die versigtiging van elke hart, Here. U ken die blydskap in elke hart, Vader. U weet wat is dit wat ons moedeloos maak. Dankie, Here, dat ons vanoggend kan verklaar dat ons nie op moedverloorse vlakte sit nie, maar dat U vir ons 'n hoopvolle toekoms in gedagte het. Here, dat daar 'n beloofde land voorlê in hierdie woestyn waarin ons onsself mag bevind, 'n land wat oorloop van melk en honing. Here, help ons om genoeg water en wind in ons lewe te hê. Help ons om genoeg olie in ons lewe te hê, genoeg van die Heilige Gees in ons lewe te hê. Want Here, die Heilige Gees was met Israel in die vorm van 'n vuurkolom en 'n wolkkolom in die woestyn. En U het wonderwerke daar vir hulle gedoen, Here. En dankie dat ons weet dat U is 'n onveranderlike God. U is dieselfde gister, vandag en tot 'n ewigheid. En Here, dankie dat U 'n wonderwerkende God is. Vader, ek wil vanoggend vir U vra, Here, elke gebed wat U gehoor het, dankie dat U elke gebed sal antwoord op U tyd, Here. Dankie dat hoeveel beloftes daar mag wees, in U is hulle ja en amen. Here, dankie dat U van ons verwag om aan U vas te bly klou, om te hou vas aan U, om ons gedagtes tot gehoorsaamheid te bring aan dit wat U sê, om ons hart onverdeeld op U te plaas, om op 'n plek te wees, Here, waar ons oë op U vasgenaal is, omdat ons verwagting van U af is, Here. En Here, ons wil U by voorbaat dank, dat U die obstakel, die klip, die berg, wat in ons pad is, wat ons wil stop, dat U ons oor dit sal vat, om dit sal vat, of dat U die obstakel sal wegneem. Dis nooit altyd dieselfde nie. Maar Here, dat wanneer ons aan die ander kant staan en ons terugkyk, dat ons sal weet, ons het gegroei in geloof, ons het gegroei in ons verhouding met U, en ons kan al die eer aan U gee, want U bly goed. En waar ons dalk nou nie kan sien nie, waar ons nou nie die lig kan sien nie, Here, dankie dat U lig altyd daar is. Dankie dat niks U lig kan uitdoof nie. En dankie dat ons ander kant sal uitkom. En ek loof en prys U daarvoor. Dankie dat U ons strategie gee, soos wat ons vir U vra. Dat U vir ons die oplossing bied, want elke persoon sin verskil, Here. En ons dankie daarvoor. Vader, dankie dat ek hierdie gemeente kan seën. Vader, dankie dat ek Lydenburg kan seën. Dankie dat Lydenburg 'n plek van meer as genoeg sal wees, omdat die meer as genoeg God in Lydenburg is. Vader, dankie dat U ons 'n uitwaartse visie gee. Dankie dat U ons oë oopmaak om hulle wat behoefte het, Here, te kan raak sien. En dat ons sal gee, al is dit net 'n glas water, soos wat ons gelei word deur U Gees. En ek dank U daarvoor, Here, in Jesus naam. Amen.